Goeiedag luisteraars, ek deel graag met jou oor die groot algemene vraag, hoor jy die Here se stem? Abba Vader, dankie dat ons elke keer in U teenwoordigheid kan wees en bly. Here, ek bid dat dit vir ons elkeen 'n lewenswyse sal raak, om so bewus te wees van U, dat U Gees ons sal deurweek met U heerlikheid. Dat ons goddelike ontmoetinge met U sal hê, dat ons U stem sal hoor en saam met U sal wandel in die aandwindjie, dat ons op 'n nuwe manier vir U sal ervaar, om te luister met nuwe ore, te sien met nuwe oë en lief te hê met 'n nuwe hart. Heilige Gees, ek bid dat U ons kom transformeer in elke area van ons lewe, gees, siel en liggaam. Here, ons wil surrender vandag om duidelik U stem te hoor. Ek bid, Heilige Gees, dat U elkeen sal aanraak op 'n nuwe manier in Jesus naam. Heilige Gees, ek onderwerp my aan U, wil U my aanraak met U vuur en hierdie boodskap bring soos dit U behaag. In Jesus naam, amen. Hoor jy die Here se stem? Hoe herken ek die Here se stem tussen al die stemme wat ek hoor? Dat ons hom nie net sal hoor wanneer ons Bybel lees nie, maar ook as hy met ons hier binne praat. Dit is nie iets wat ons vir iemand kan leer nie. Dit is God se begeerte vir elkeen van ons om sy stem te hoor. Die Here leer ons om op die regte plekke en maniere te begin luister. 1. Om te leer om stil te word in sy teenwoordigheid. 2. Om 'n spontane liefdesverhouding met hom te ontwikkel. 3. Om oë en ore te ontwikkel om hom raak te sien en hom te hoor. 4. Om neer te skryf wat hy sê. Ons ken God se stem uit tussen ten minste 3 ander stemme. God se stem, Satan se stem en my vlees, my eie vlees en my begeertes. Die begeerte van God se hart. God se begeerte is om op elke oomblik van die dag in 'n intieme persoonlike liefdesverhouding met sy mense te wees, daar waar liefdeskommunikasie is. In die tuin, in Genesis 3 vers 8 het ons gesien, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. God wil hê ons moet saam met hom tee drink, net om te gesels oor die gebeure van die dag. Dit gaan hier oor die hart van God. Dan kan ons kyk in Deuteronomium 5:22-31. Ons is baie keer met soveel minder as dit tevrede. In plaas van 'n persoonlike verhouding met God, waar ons face to face met God staan, is ons tevrede met 'n lysie wette. Dan sien ons in Deuteronomium 5 vers 27 en 31 gaan ek net vir jou voorlees. Gaan u naderby en hoor alles wat die Here onse God sal sê, dan kan u ons alles meedeel wat die Here onse God met u sal spreek, en ons sal dit hoor en doen. Vers 31, maar jy, bly hier by my staan, dat ek jou kan meedeel al die gebooie en die insettinge en die verordeninge wat jy hulle moet leer, dat hulle dit kan doen in die land wat ek hulle sal gee om dit in besit te neem. Waar Romeine 3 en 6 vir ons sê, dat die uiteinde van so 'n wettiese lewe veroordeling, depressie, onvergenoegdheid en uiteindelik die ewige dood is. Ons is tevrede dat daar heeltyd 'n tussenganger, soos in Moses, 'n pastoor of 'n dominee, tussen ons en God staan, wat namens ons by God moet hoor
wat God se planne vir ons is. Ons as kinders van God behoort elke dag gelei en begeleid te word deur die Gees van God. Kom ons gaan 'n paar voorbeelde vir julle gee, soos Dawid. Dawid het 'n persoonlike liefdesverhouding gehad met God. Kyk maar net na hom in 1 Samuel 17 en voor die ark in Jerusalem in 2 Samuel 6, waar hy voor die ark uitgedans het, soos 'n kind. En dan al die emosies in sy verhouding met God in psalms. Kom ons kyk. Op een plek, as hy sy sonde voor God bely, Psalm 51 vers 2 tot 4. Weer 'n keer, as hy sy vrees bely, Psalm 142 vers 1 tot 2. En 3, as hy sit vreugde in woorde omsit, as hy sy vreugde in woorde omsit, in Psalm 145 vers 1 tot 3. Daarom verbaas dit ons nie dat God vir Dawid soos 'n vriend was nie, in Handelinge 13:22. Kom ons kyk dan daar die voorbeeld Jesus. In Jesus se lewe sien ons dat Jesus 'n intieme persoonlike liefdesverhouding met sy Vader gehad het. Hulle is een, Johannes 14:10. 'n voorbeeld van die hoor van die stem van God en die sien van die visioene en drome van God. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Martha en Maria, Lukas 10 vers 38 tot 42. Jesus kom kuier by sy vriende. Martha dink dat Jesus van haar verlang om hom as goeie gasvrou te bedien. Sy hardloop vir ure rond om die vleis te slag en gereed te maak, brood te bak en groente voor te berei. Terwyl hy eintlik net een ding van haar verlang het, dat sy net die heeltyd in sy teenwoordigheid moet kom sit om met hom te gesels. Kom ons kyk nog 'n voorbeeld van Paulus. Sy diepste begeerte om Christus te ken, Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Daarom bid hy die gebed ook in Efesiërs 1 vers 15 tot 19 en dit dui op 'n intieme, persoonlike liefdesverhouding met hom, dag vir dag. Ons kyk nog 'n voorbeeld in Openbaring 19 vers 6 en 7, die huweliksfees. Daar waar ons sien die bruid van Christus, die verlovingstyd met ons verloofde, om te gesels en weer eens te gesels, ons hele lewe met mekaar te deel. Hoe meer tyd ons in sy teenwoordigheid deurbring, hoe makliker sal ons sy stem tussen ander stemme uitken. Kyk maar na Elia. Jakobus 5 vers 17 sê dat hy maar net soos een van ons was. In Hebreërs 11:39 sê dat God selfs vir ons iets beters het. Christus het gekom en die Heilige Gees is ook hier. Johannes 14:26. Die woord beloof dat Jesus self deur die inwonende Gees in elkeen van ons as gelowiges woon. Romeine 8:9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God wat in julle woon. Nou soos julle kan onthou, het ons dit al behandel, die mens bestaan uit gees en siel en liggaam. Ons gaan net weer hier na die gees toe. Die gees is die intuïsie en die gewete. Dit is waar God en die mens ontmoet en kommunikeer. Waar God in ons kom tabernakel. Romeine 8 vers 16. Dat die gees van God saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is. Kom ons kyk na die sielsdimensie. Die verstand, die wil en die emosies van die mens. En dan kom ons by die liggaam, die fisiese, chemiese gedeelte van die mens, waar jou 5 sintuie ook is. Baie keer beleef ons die Heilige Gees se stem in ons as spontane gedagtes
of intuïtiewe gedagtes wat by jou is, wat by ons is, in ons siel dus opkom. Dit is nie dat God nie met ons praat nie, dit is eerder dat ons nie herken as die stem van God, wat as spontane gedagtes by ons opkom nie. God praat deur die Heilige Gees heeltyd hier binne my en jou. Dit is 'n gees tot gees gesprek. Hoe kan 'n mens verseker dat jy werklik die Here se stem herken? Kom ons kyk Efesiërs 5:18. Laat die Heilige Gees julle vervul om 100% onder die beheer te wees van die Heilige Gees. Ek luister na sy stem en ek luister na geen ander stem nie. Nou, hoe is dit moontlik dat ons slegs na die Heilige Gees se stem kan luister? Kom ons kyk, nommer 1. Bely elke sonde in jou lewe waarvan die Heilige Gees jou oortuig. 2. Honger en dors na die volheid van die Heilige Gees, waarvan Jesus in Johannes 7, vers 37 tot 39 praat. Julle weet daar van die lewende water. 3. Buig 100% voor Christus as Here in elke area van jou lewe. Galasiërs 2:20. En 4. Bid dan dat die Heilige Gees jou hele lewe sal vervul en glo dan dat God dit vir jou gedoen het. As die Heilige Gees in beheer is in jou lewe, kan hy jou lei soos hy wil. Nou, hoe lei die Heilige Gees jou? Ons kyk weer na daardie 4 punte. 1. Die Heilige Gees lei jou deur woord. Efesiërs 6 vers 17 praat nie verniet van die swaard van die Gees nie, nê? Nog 'n punt hoe die Heilige Gees jou lei, deur die getuienis van die Gees self in jou, wat jy kan gaan lees in Psalm 37:4. Hoe lei die Heilige Gees jou? Punt 3, deur visioene, drome en profesieë, kan jy lees in Handelinge 16 vers 6 tot 10. En 4, selfs deur donkies, Numeri 22, en omstandighede, met ander woorde, deure wat oopgaan of deure wat toegaan. Nou, hoe erken ek God se stem? God praat direk met jou gees hier binne, daar waar jou intuïsie, jou gewete is. 1 Korintiërs 1:18 tot 2 Korintiërs vers 16 praat van 'n hart tot 'n hart gesprek. Hiervoor het jy 'n nuwe hart nodig. 'n Hart met nuwe ore, nuwe oë en 'n nuwe wil en 'n nuwe verstand. Eers dan het ons 'n intuïtiewe aanvoeling vir die stem van God. Dan kan ons sien wat God wil hê ons moet sien. Kan ons ervaar wat God wil hê ons moet ervaar. Kies wat God wil hê ons moet kies en dink wat God wil hê ons moet dink. 5 nuwe sintuie kry ons as die Gees van God ons wederbaar. Die sleutel om God se stem te hoor, is dat ons sal herken as spontane gedagtes, idees, woorde, visioene en drome by ons opkom. Daar is ten minste 4 stemme waartussen ons moet onderskei. Die eerste een is die stem van my eie vlees of begeertes. Jakobus 1 vers 14. 2. Die Heilige Gees se stem. Markus 13:11. 3. Die bose se stem. 2 Korintiërs 11:13. En 4. Die stem van die gemeenskap rondom my. Baie van ons gedagtes se oorsprong is die bose wat dit in ons bewerk. Baie van jou gedagtes kom ook van die Gees van God. Hierdie gedagtes moet ons gereeld toets. Nou toets hulle aan hulle karakter. Satan word genoem die aanklaer, die teestander, die leenaar, die bedrieër, die vernietiger, die veroordelaar en die moordenaar.
Die Heilige Gees word genoem, die advokaat, die helper, ons trooster, ons onderwyser, ons skepper, ons moeder, ons geneeser, gewer van lewe en oorvloed. 2. Toets jou gedagtes dan aan die Bybel, aan die woord van God. 3. Toets dit aan die mening van geestelike mentors. En beleef, jy kan hier aan toets. 1. Beleef ek die vrede hier binne. Kolossense 3 vers 15. 2. Wat sê die stemmetjie hier binne in my? 3. Klop dit met die woord, Deuteronomium 13. 4. Realiseer dit, Deuteronomium 18:22. En 5. Bevestig die Here dit deur tekens en wonders, Lukas 2:12. So, wees stil in sy teenwoordigheid. Nou, hoe kry ek dit reg om stil te wees in God se teenwoordigheid? Kry vir jouself ergens 'n stil plek en 'n tyd om alleen te wees met God. Lofprysing en aanbidding help. Luister na sagte, rustige, geestelike musiek. Elia moes stil raak om God se wil te verneem en hy het musiek gebruik om dit makliker te maak. Daar waar hy gevra het vir 'n siterspeler, julle kan dit lees in 2 Konings 3 vers 15. En dan konsentreer dat jou liggaam werklik ontspanne en gemaklik is. En om jou gedagtes ook af te sny van die dag se gebeure. Begin dan fokus op Jesus in die troonkamer. Asem diep in en blaas uit. En herinner jouself, jy is in die presence of God. En volgende week gaan ek ook dan met jou deel oor hoe jy inbeweeg in God se teenwoordigheid. Daar waar jy doelbewus stil raak om te hoor wat die Here vir jou wil sê. Ons gaan nou beweeg na die nagmaaltafel, na communion, come in union with me. Kry gereed jou broodjie en jou sappie om aan te sit by die tafel van genesing en voorsiening. Hosea 11 vers 4, met mensebande, met koorde van liefde, het ek hulle getrek. Ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen af oplig, en ek het my na hom neergebuig. Ek het vir hom voedsel gegee. En dan Prediker 4 vers 12, en as iemand die een aanval, kan albei hom teestand bied, en 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Deur Jesus se liggaam te eet en sy bloed te drink, kom die eenheid en intimiteit van hoe lief die drie-enige God jou werklik het. Die communion krag is die opstanding, die liggaam, die broodjie en die bloed, die beker, die druiwesap, neem ons oor tot in die nuwe mens in Christus. Denke kom voor in jou siel, en die siel is mos in die bloed, en jou DNA is in jou bloed. Soos jy nou sy liggaam en sy bloed inneem, sien dan hoe jy jou ou rekord met sy rekord kan vervang. Jesus se bloed bring jou in die ander 3 koorde in sy orde van Melchisedek, waar 'n aardse ma en pa se kromosome nie meer jou kindskap bepaal nie, maar jy raak deel van God se koninkryk as sy kind en mede-erfgenaam met Jesus Christus. Dankie Here dat ons deur u liggaam en u bloed die oue kan aflê en opstaan in 'n nuwe lewe in Christus. Here, ons wil u stem duidelik hoor en in u teenwoordigheid bly. Dankie vir die kosbare bloed wat vir ons gestort is, en dankie dat u vir ons so lief het. Ons eer u wonderlike naam, in Jesus naam, amen.